faktor. Die bepalende faktor. Nou sien ek daai breins en koppe gaan oral sien. Wat in die lewe kan dit wees? Maar dis toe nou glad nie so moeilik nie. Die bepalende faktor. So, die bepalende faktor is uiteindelik dit wat die verskil gaan maak of die uitkoms gaan bepaal. Dit is die bepalende faktor. Soos byvoorbeeld, die reën of die hoeveelheid reën wat geval het bepaal hoe suksesvol die oes was, byvoorbeeld. Ons almal weet in die tyd, as jy net wil oefen en nie reg eet nie, gaan jy nie lyk soos wat jy graag wil lyk nie. Dit gaan nou oor die ouens wat wil bou of die ouens wat wil kleiner word. Die kos en die eet daarvan is die bepalende faktor, né? As jy byvoorbeeld drome het en jy gaan niks daaromtrent doen nie, gaan dit net drome bly. So die doen is die bepalende faktor van jou drome. As jy byvoorbeeld van koffie hou, as jy nou 'n groot koffiedrinker is die koffiekorrels of die poeier wat jy gebruik, die bepalende faktor. Anders het jy 'n koppie water met groot drome, né? Vir my is die bepalende faktor die hoeveelheid suiker wat daar moet in. Julle verstaan die punt, né? So, die bepalende faktor. En kom ons blaai saam na die boek genoem Die Prediker. Ek wil vir julle bedien uit Prediker vandag. So dit is algemeen bekend dat Salomo die skrywer van hierdie spesifieke boek is. So as ons kyk na Prediker 1 vers 1, as julle reg daarbo, asseblief, Prediker 1 vers 1. Hy sê daar, die woorde van die prediker, die seun van Dawid, die koning in Jerusalem. So die persoon wat Dawid opgevolg het was Salomo, en nou neem ons aan dat hy prediker geskryf het. Dan gaan ons na vers 12 toe. Kyk saam met my na vers 12. Ek, prediker, was koning oor Israel in Jerusalem. En ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is 'n moeilike taak wat God aan die mense kinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word en kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie en wat ontbreek, kan nie getel word nie. Ek het met myself gespreek en gesê, kyk, ek het groot en altyd groter wysheid verwerf, bo almal wat voor my oor Jerusalem gewees het, en my hart het baie wysheid en kennis gesien. Net voordat ons verder gaan, net hierdie versie alleen verwys na die onuitputlike bron van die Here se kennis en wysheid en insig. Want Salomo skryf hier, ek gaan dit weer vir julle lees, ek het groot en altyd groter wysheid verwerf, bo almal wat voor hom daar was. Onthou julle, Salomo het die Here gevra vir wysheid, om die volk te lei, om die Israeliete te lei. Hy het wysheid kort gekom. En die Here het gesê, is reg, ek gee vir jou wysheid. En hier skryf hy, dat die wysheid nooit opgehou het om te kom nie. Hy het net altyd meer en meer wysheid gehad. En ek het net in 'n oomlikse tyd gedink, hoe onuitputlik moet die Here se wysheid wees, want hy het dit genoem. So, die boek Prediker, waarna ek hier verwys, is 'n baie insiggewende en 'n interessante boek, en is eintlik nie 'n boek wat ons baie lief is om te lees nie. Maar as ons
kyk na wat Salomo hier probeer doen het, is hy het al die kennis, ons het nou hier gelees, hy het alles ondersoek, maar hy het al sy kennis, al sy insig, al sy wysheid, het hy bymekaar gemaak en begin oorweeg teenoor mekaar, met mekaar begin vergelyk. En hy het gekyk, wat gaan die uitkoms wees van hierdie saak? Want hy kyk nou na alles wat hier rondom hom gebeur. So hy het byvoorbeeld gekyk na dood en lewe, wysheid en dwaasheid, vreugde, smarte, rykdom, armoede, nalatenskap. Hy het selfs gekyk hoe jy jou jeug moet geniet, jou woorde, jou drome. Hy het na tyd gekyk. En seker een van die belangrikste dele is, hy het sy eie begeertes geweeg teenoor die wil van God. Hy het die hele gang van die lewe, nie net sy eie nie, maar van almal se lewe rondom hom, in oënskou geneem. Ek vermoed, hy was, toe hy hierdie boek geskryf het, al op 'n redelike gevorderde ouderdom gewees. So, hy het redelik data kon bymekaar maak. En al hierdie data het hy in sy rekenaar ingevoer. 10-1 vir Google ook iets gevra en vir ChatGPT en so aan. Nee, ek herinner julle gou weer daaraan. Hy het sy wysheid van die Here gekry. Ek dink so by myself, as Salomo vandag nog moes leef, het ons na hom toe gegaan. Hoor wat ek sê. So hy het al hierdie data bymekaar gemaak en hy wou 'n beslissing gehad het. Waaroor wou hy 'n beslissing gehad het? Oor wat regtig van waarde is. So, ek het lekker gegiggel toe ek nou dink aan hoe moes dit werk. Hoe slim moes hierdie man gewees het? Want hy het net eenvoudig alles geweet. Hy het vir almal 'n antwoord gehad, elke vraag wat daar was, 'n oplossing vir alles. Hy het net eenvoudig alles geweet. En hy het tot hierdie beslissing gekom. Onthou, dis nou alles op aarde, onder die son, wat hier gebeur. Hy het eerstens besef, daar is niks wat ons ooit waarlik tevrede sal stel nie. Vandag as jy tevrede met iets, môre irriteer dit jou. Nee? Vandag is dit fyn, môre is dit nie meer so lekker nie. Tweedens, menslike begeertes buite God se wil is waardeloos. Ons het ons begeertes, maar as God ons nie seën met sy wil nie, is dit waardeloos. Daar's geen waarde nie. En dit gaan ook maar baie vinnig af in ons lewens. Lewe sonder die Here is leeg en nutteloos. OK? So dit is wat hy daar agtergekom het, as ek nou so bietjie na Prediker kyk. Maar die einde van Prediker eindig hy met hierdie geweldige klimaks. En hy sê in Prediker 12 vers 13, sê hy die volgende. So die hoofsaak van alles wat gehoor is, en dis nou hy wat praat hier, van alles wat ek nou aangehoor het, al my raadgewers, dink net hoe moes daai saal gelyk het, almal wat neergeskryf het, uit 'n gedagte dan sê hy dit, hy dink oor iets, dan skryf hulle dit. So, al hierdie goeders wat gehoor is, het ek agtergekom. Vrees God, hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. OK? Dis waarby hy uitgekom het. Dien die Here en doen wat hy vir jou sê, want op die ou einde geld dit vir almal. Ongeag jou agtergrond, jou ouderdom, van waar af jy kom, waartoe jy op pad is, hoe oud jy is, hoe jonk jy is. Ongeag wat jou naam is, wie jy is, wat jy doen vandag, wat jy môre doen, wat jy gister gedoen het. Die uiteinde van die saak is,
dien die Here en doen wat hy vir jou sê. Nee? Dis waarby hy toe uitgekom het. Maar hierdie selfde man, hierdie selfde Salomo, lees ons in hierdie selfde boek wat hy geskryf het, die volgende. Ons hoor van vreeslike moeitevolle arbeid en moeite en allerlei goeie. So ons kyk weer na Prediker 1 vers 3 wat sê: Watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy hom vermoei? En dan vers 8 sê hy: Al die dinge is so vermoeiend, geen mens kan dit uitspreek nie. So, Salomo, wat is dan nou die bepalende faktor? Waarby het jy nou uitgekom? Jy het nou gesê, ons moet die Here dien, ons moet doen wat hy sê, want dit geld vir ons almal hier op aarde, terwyl ons hier op aarde is, maak nie saak wie jy is nie. Tog sien ons hoe jy skryf dat alles wat ons doen, vermoeiend is. Dit amper nie lekker is nie. Maar die bepalende faktor is die volgende. En dis dieselfde man wat dit geskryf het. En julle ken dit so goed. En dit gaan julle so bless. Want dit is presies waaroor hierdie paar reekse nou al gaan, waaroor Pastor Henry bedien het. Ek gaan niks sê wat hy nie al gesê het nie, maar daar is 'n rede daarvoor. En dit is Spreuke. Sê vir my. Die verrassende antwoord. Spreuke 10:22. Dis die gedeelte wat ons almal so goed ken. Maar luister, ek wil vir jou sê, want vanmôre ek stap hier agter. Ek stap hier agter en ek bid. En in 'n oomblik se tyd sê die vyand vir my, dis 'n verkeerde woord. Ek wil vir jou sê, jy's so in die regte plek vandag. Jy's so op die regte sitplek vandag. Elkeen wat online kyk, wat op Facebook live kyk, jy luister so na die regte diens vanmôre. Jy hoor so die regte woord uit die hart van die Here uit. Want hy wil jou nie los nie, want partykeer hoor ons 'n ding, maar ons glo dit nie. Hoeveel van julle het nou al werklik waar hierdie woord wat Pastor Henry release het, losgemaak oor jou lewe? Jy stap hier uit en ons vergeet daarvan. Jou week gaan aan. So Salomo sê, alles is moeite. Jy stap hier uit, jy gaan doen jou werk, dis moeite, dis 'n vermoeienis. Jy vergeet van die seën van die Here wat hy wil losmaak oor jou lewe. Dis dieselfde man wat dit geskryf het. Hy het tot insigte gekom. Hy het tot ander insigte gekom. Hy het agtergekom wat is die bepalende faktor van ons lewens. Hy het besef, dis die seën van die Here wat my ryk maak en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Halleluja. Ware voorspoed is uiteindelik uit die hemel uit, reguit uit die hand van die Here uit. Ware voorspoed op alle gebiede van jou lewe. Dis na siel, gees en liggaam. Ek vat alle rykdom op alle gebiede wat ek kan kry. As jy dit wil vat, kan jy dit vat. As jy teen dit wil praat of teen dit wil wees, wil ek vir jou sê, laat dit vir jou wees soos jy geglo het. Die Here is vir ons. Hy's nie teen ons nie. Hy wil ons vandag seën en jy sit hier om weer hierdie woord te hoor. Want hierdie woord moet losgemaak word oor jou lewe. Dit is God se wil. Dat jy dit maar net weer moet hoor, want jy moet dit glo. Ons hoef nie 'n sukkel bestaan te hê nie. Jy hoef nie onder die broodlyn te wees nie. Jy kan so ver bokant hom wees en jy kan die seën van die Here geniet en jy kan hom al die eer gee, al die dae van jou lewe. Hy wil hê jy moet sy seën ken. Sy genade, sy liefde, sy salwing, sy teenwoordigheid. Dis waaroor dit gaan.
As gevolg van die Here se invloed in ons lewens, lyk my lewe anders. Ek kan dalk saam met 'n kollega sit en werk, wat dieselfde werk doen as ek, my lewe lyk anders. Ek kan langs op dieselfde banke sit, waar die kinders sit, my lewe lyk anders. As gevolg van die seën van die Here op my lewe, dit maak die verskil. Dit maak so al die verskil. Ons almal gaan deur storms, dis wat Salomo gesê het. Hy sien so baie goeters gebeur. Hy het alles in oënskou geneem. Ons gaan deur storms. En dit tref ons almal. Of jy oulik is en of jy nie oulik is nie, of jy ryk is en of jy arm is. Dit tref ons almal. Storms. En ons val. Ons almal val. Ons het suksesse in ons lewens. Maar op die ou einde is dit die seën van die Here wat die verskil in my lewe maak. Dis sy teenwoordigheid in my lewe. Dis sy salwing wat die deurbraak bring. Dis sy stem wat ek hoor en waarop ek reageer. Dis die seën van die Here. Op 'n stadium kom die Here by Moses en hy sê vir hom die volgende: Ek wil hê jy moet jou broer Aaron nader roep, vir hom en sy seuns. En ek wil hê hulle moet die seën, met my seën op die volk losmaak. Moses en Aaron en sy seuns was die hoë priesters wat die Here aangestel het. Ek wil vanmôre iets kosbaars doen. Die Here het pastoor Henry oor hierdie gebou, oor hierdie mense, oor hierdie gemeente, oor hierdie volk. Hoeveel keer jy al deur hierdie plek gegaan het, mense wat voor die tyd hier deur gegaan het en dalk getrek het intussen, daar's soveel mense wat in elk geval luister na sy woord. Hy het hom aangestel as die hoë priester van hierdie volk, van elkeen wat sy stem hoor. En ons maak nie 'n wet daarvan nie. Jy as hoof van jou eie huis, of jy 'n pa en of jy 'n ma, enkelouer, maak nie saak nie. As hoof van jou huis word jy aangestel as die priester van jou huis, om die seën van die Here los te maak oor jou eie huis. Dis die opdrag, dis waaroor dit gaan. Maar pastoor Henry, omdat hy in ons midde is vandag, wil ek hê hy moet hiernatoe kom. En ek wil hê hy moet hierdie priestelike seën oor elkeen van ons bid. Ek wil hê jy moet staan, net daar waar jy is. Lig jou hande op. Maak jou oë toe. En ontvang die seën van die Here vanmôre. En dit kom net so uit Numeri 6 uit. Prys die Here. En die Here het met Moses gespreek en gesê: Spreek met Aaron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën. Ek wil hier insit. So moet julle die kinders van Word and Spirit seën. Deur vir hulle te sê: Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê. So moet hulle dan my naam op die kinders van Word and Spirit lê en ek sal hulle seën. Wat wil jy doen? Thank you, Jesus. Dankie. Halleluja. Ek wil vir jou verder lees terwyl jy staan. Psalm 67 vers 2 tot 3 sê die volgende, en dit is nou Salomo se pappa, Dawid, wat nou hier bid.
Hy sê die volgende: mag God ons genadig wees en ons seën, mag hy sy aangesig by ons laat skyn, oor ons laat skyn, sodat die mense op aarde u weg kan ken. Hierdie is 'n wettige gebed. En ek gaan dit weer lees en jy gaan dit agterna sê. Sit jou hand op jou bors. Hierdie is ernstige oomblikke. Die Here wil jou seën vanmôre. Sê dit agter my aan. Mag God my genadig wees en my seën. Mag hy sy aangesig oor my laat skyn, sodat elke mens op aarde sy weg kan ken. Amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Halleluja. Jy kan die sitplek neem. Baie dankie Pastor Henry. Dit was baie kosbaar. Dit word losgemaak deur dit te vat en dat dit uit jou mond uitkom. So ons het die verantwoordelikheid en die gesag om die seën van die Here los te maak in ons eie huise. Oor jou kinders, oor jou kinders se kinders, oor alles wat die Here in jou hande geplaas het. Maak die seën van die Here los daaroor. Plaas sy kragtige naam daarop. In Jesus naam seën ek my kinders, noem hulle name. In Jesus naam seën ek my finansies. In Jesus naam seën ek my werk. In Jesus naam seën ek my liggaam. That is how you do it. Dis wettiglik die gebed wat ons mag bid. Jy mag bid dat die Here jou en jou nakomelinge ryklik seën. Amen. So die laaste gedeelte van Dawid se gebed is sodat die mense op alle aarde op die aarde u weg kan ken. En hy het dit hoeveel keer gesê? Hoekom sal die Here jou seën? Sodat hulle kan sien daar's 'n verskil in jou lewe. En dan is dit 'n oop uitnodiging vir elke sondaar, elkeen, om te deel in God se vergifnis, in sy liefde, in sy teenwoordigheid, in sy genade, in sy krag, in al die voordele wat daar is om die Here te dien. Dis waaroor dit gaan. Dis hoekom die Here ons seën, sodat almal wat naby aan ons is, daar in jou kring, in jou lewe, in jou wêreld, kan sien wie die Here is. Amen. So dis waarmee Dawid afsluit, sodat die mense op aarde u weg kan ken. Die uiteinde van die saak is, dien die Here. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Dien die Here. Doen wat hy vir jou sê, sodat almal sy teenwoordigheid kan sien in jou lewe. Sy seën, sy salwing. Dit is die bepalende faktor. Ek wil vir julle byvoeg, Paulus het geskryf aan die Filippense. Hy skryf vir hulle, hy sê, dis nie moeite om weer vir julle te skryf nie. Want, omdat ek weer vir julle skryf, beteken dit, julle gaan sekerheid kry daaroor. Is dit nie mooi nie? Dis hoekom ons dit weer en weer en weer wil doen. Hierdie woord, hierdie 2 bladsye in Prediker, as ek my Bybel oop maak, het die afgelope 3 weke elke keer daar oopgeval. En op 'n stadium toe sê ek net vir die Here, nou wat is dit nou? Prediker, wat? En die Here het 'n manier om dinge bymekaar te voeg. En dis hoekom dit weer aan ons bedien word. Want dit moes eers my eie word. Ek moes dit self eers verstaan. Die Heilige Gees moes dit self aan my geopenbaar het, sodat ek dit aan julle kan openbaar.
Die bepalende faktor in ons lewens is nie my naam nie, is nie waar ek vandaan kom nie, is nie my bankrekening nie. Dis die seën van die Here wat 'n verskil maak in my lewe. Dis waaroor dit gaan. Onthou, hierdie is 'n woord wat ons nou hoor en ek dink by myself, hoeveel keer het jy dalk al vir jou kinders gesê, moenie dit doen nie, of moenie daar gaan nie, of moenie dit nie, vir hulle eie veiligheid. En dan verwag jy dat hulle luister, né? Want dit is vir hulle eie veiligheid. Dan het ek aan die ander kant gedink, hoeveel keer het jy 'n kosblik gepak met 'n stukkie chocolate in, of 'n verrassingkie, of 'n ietsie? Follow my eyes. Al die mamas wat so hard werk om die kosblikke te pak. En dan sê jy, want jy weet Boetie speel rugby of iets anders na skool, hy's altyd besig, hy vergeet heeltemal van die kosblik, maar jy sê vir hom, onthou om te kyk na jy, sonder om vir hom te sê wat dit is noodwendig. Maar onthou, eet jou pause, jou kos. Eet pause jou kos. Maak seker jy maak jou kosblik oop. Dit hang af of Boetie sy kosblik oopmaak en of hy die verrassing geniet of nie. En jy sê dit hoeveel keer deur sy skoolloopbaan? Né? En intussen het jy miskien 'n lekker sappie daarin gesit, en Boetie is so lus vir hierdie sappie, maar hy maak nooit sy kosblik oop nie. So hy geniet nie die seën wat daar vir hom is nie, want hy luister nie na wat sy ma vir hom gesê het om te doen nie. Dis wat die Here vanmôre by ons doen. Ek wil jou ryklik seën. Dis die seën van die Here wat ons ryk maak, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Die Here seën ons vanmôre. Hy ontmoet elkeen van ons presies waar jy is, presies waarvoor jy hom nodig het. Hy antwoord vrae, hy bring oplossings, hy voorsien vir jou, presies waar jy hom nodig het, as jy hierdie woord jou eie maak. Hou op om dit te probeer uitredeneer. Hou op om te wonder of antwoorde te kry van waar gaan dit vandaan kom of hoe gaan dit gebeur. God is wyser as enige van ons. Hy werk lankal agter die skerms om alles in lyn te kry vir jou lewe. Kom ons gee hom die eer. Kom ons loof hom, kom ons prys hom vir elkeen se deurbraak in Jesus naam. Amen, amen, amen. Dankie Here vir hierdie kosbare woord. Ons eer U, ons loof U, ons is so dankbaar dat U ons nie miskyk nie, dat U ons nie vergeet het nie, maar dat U ons wil seën met ryke, wonderlike seëninge uit die hand van die Here uit die hemele uit, op alle gebiede van ons lewens. Ons vat dit vanmôre, Here, mag dit nooit van ons gesê word, dat ons nie luister wat U vir ons sê nie. Ons vat die seën van die Here net soos wat dit in die woord staan. Ek maak dit my eie, ons maak dit ons eie, in Jesus naam. Word and Spirit, julle is geseënd, ons is die geseëndes van die Here. Halleluja, God kom vir jou deur, die Here kom vir jou deur. Mag jy jou deurbraak ontvang in die naam van Jesus. Mag hy jou verras. Mag hy voorsien bonatuurlik. Mag hy vir jou antwoorde en wysheid gee wat jy kort kom. Mag jy sy stem hoor beter as ooit tevore. Mag jy gesondheid en genesing geniet al die dae van jou lewe. Mag jou krag en jou sterkte vermenigvuldig in Jesus naam. Die Here is met ons. Mag jou kinders en almal wat nog nie die Here dien nie, verlos word in Jesus naam. Dankie Here. Ons eer U. Mag jou toekoms blink wees. Mag jou toekoms vol van die seën van die Here wees. Elke tree wat jy gee, deure wat moet oop, deure wat dalk moet toe,
in Jesus naam. Die seën van die Here is in jou toekoms, in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ons eer die Here. Halleluja. Ek dink nie eers ek hoef iets te sê oor die offerhande nie. Julle weet wat om te doen. So almal, ekskuus. Hy sê neem op. So elkeen kry julle geldjies reg, kry dit reg, neem af wat moet afgeneem word, stuur EFT's, julle weet nou al hoe die dinge werk. Ons eer die Here vir elke sent en rand wat inkom en mag dit vermenigvuldig in jou lewe. Amen. Dis tyd dat jy begin praat met jou geld, vermenigvuldig in Jesus naam.